Ons lees die oordenking vir 16 Januarie uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vandag is die lof van mense. Ons teksvers kom uit 1 Samuel 18 vers 7. Die vroue het gedans en gesing, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000. Mens hoor dikwels van iemand wat oornag roem verwerf. Wanneer ons dan die persoon se geskiedenis nagaan, sien ons hoe die eens nederige, onopgesmikte persoon langs die pad ontspoor. In sy plek ontwikkel 'n hoogvaardige, selfvoldane persoon. Die roem het hom verblind. Ons sien dit by politici en by vermaaklikheidssterre, by kunstenaars en ook by suksesvolle beroepslui, by persone wat opgang in hulle werk maak, selfs by ouers wie se kinders presteer. 'n Kind se eenmalige prestasie word 'n waterskeidingsoomlik. Die wegspringplek vir meerderwaardigheid en selfvoldaanheid. Saul, die skaam mooi jong man wat agter die donkies weggekruip het, toe Samuel hom gesoek het om as koning te salf, verloor algaande sy nederigheid. Hy word groter as lewensgroot en begin op ander neersien. Sy perspektief en medemenslikheid en empatie verdwyn. Niks mag in sy pad van roem staan of die kollig van hom aftrek nie. Daarom word Dawid vir hom 'n bedreiging. Die dansende vroue wat onbeskaamd Dawid se lof besing, moes vir Saul 'n vernederende ervaring gewees het. Sy afguns en jaloesie groei. Sy haat teenoor Dawid word 'n vuur wat hom van binne verteer en wat net deur Dawid se dood geblus kan word. Dawid bly egter onverstoord sy gang gaan, skynbaar onbewus van al die lofbetuigings. Die oornag roem laat hom onaangeraak. Hy bly die herderseun uit Benjamin, wat sy koning in nederigheid wil dien. Here, maak my opreg nederig in alles wat ek doen. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.